Draai weg. Vriende, hartlik welkom by ons eerste aandbyeenkoms vanaand van Pinkster. En wanneer ons gesels oor wegdraai, dan wonder ek, het dit nie al met jou ook gebeur dat jy verdwaal het nie? So, ek onthou hoe ek een aand na 'n teologie formeel my pad weer terug moes vind huis toe en die jonge dame wat my vergesel het na die geleentheid toe, ook weer moes terugneem huis toe, maar tot my eie skaamte en vernedering werk my roete nie heeltemal uit wanneer ek die instruksies op my selfoon se aanwysings volg nie. En voor ek my kon kry, sien ek, maar ek is op die verkeerde pad en besef ek, maar ek sal moet omdraai. Nou, hoe help die begrip van omdraai of wegdraai my en jou om vanaand ons teksgedeelte te verstaan? Ons skriflesing kom uit 1 Tessalonisense, hoofstuk 1, vers 9 tot 10. En hoe julle omgedraai het na God toe, weg van die afgode om die lewende en die ware God te dien, en om sy seun wat hy uit die dood uit opgewek het uit die hemel te bly verwag, Jesus wat ons red uit die oordeel wat kom. So die Griekse woord vir wegdraai hier is epistrepsate. Dit is in die Aorist tydsvorm geskryf, dit wil sê in 'n Griekse tydsvorm wat 'n verlede tyd beskryf, iets wat heeltemal afgehandel is in die verlede. Met ander woorde, Paulus skryf nie vir hulle omdat hulle nog moet wegdraai nie, omdat dit 'n goeie oorweging sal wees om te draai nie. Nee, Paulus sê, maar julle het reeds weggedraai. Nou, as 'n mens draai, dan draai 'n mens tog van iets af weg en jy draai na iets anders toe heen. En dit is ook wat ons hier sien gebeur. So, die Tessalonisense draai weg vanaf die afgode. Nou moet jy 'n prentjie vir jouself skets van hoe dit gewerk het daar in die stad Thessalonika. Jy en jou mense bly nou hieronder in die stad. En julle dien verskillende gode. Dit is die normaal. Sommer almal saam. En dan glo jy hier op die berg Olympus, daar woon al hierdie gode wat jy dien. En dit is die wêreldbeskouing waarmee jy leef, waarmee jy waarskynlik groot geword het. En hier kom Paulus en Silas, waarskynlik Timoteus, daaraan. En hulle kom vertel vir jou, maar daar is 'n ander God. Daar is slegs een lewende en ware God. Ja, jy moet hom alleen dien. Hy is God die Vader en hy het 'n seun, Jesus Christus. Dit is die enigste lewende en ware God. Jy moet wegdraai vanaf die afgode en die lewende en die ware God alleen dien. Nou, die 2020 vertaling praat nie van wegdraai nie, maar van omgedraai. Jy het reeds omgedraai, soos ons gelees het in ons skriflesing. Maar, hoe gebeur dit dat 'n mens omdraai? Van hierdie afgode na die lewende en die ware God toe. Ons vind die geloofsbelydenis van die Tessalonisense in hoofstuk 4 vers 14. Jy gaan omdraai deur geloof in die ware God, die Vader se seun. Ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het. Wanneer jy glo dat Jesus is wie hy sê hy is, en dat hy die verlossing bewerkstellig het, dan kan jy wegdraai van afgode om die lewende en die ware God te dien, terwyl jy sy seun uit die hemele verwag. Maar wanneer ons hierdie woord oorweeg, wanneer jy weggedraai het, reeds afgehandel in die verlede, vanaf die afgode na die lewende God toe, is dit nie kosteloos nie. Daar is egter implikasies, daar is gevolge daarvoor dat jy weggedraai het. Want jy sien, om weg te draai vanaf die afgode, beteken nie nou, jy leef nou in 'n nuwe samelewing, jy het vinnig getrek en jy's weg uit die samelewing waar jy geleef het nie. Nee, hierdie mense hou aan om te leef in die stad Thessalonika. In die stad Thessalonika
leef hulle steeds tussen dieselfde vriende, tussen dieselfde sakeondernemings, tussen dieselfde familie. Maar nou, as gevolg van hierdie radikale keuse om weg te draai van die afgode na die lewende en die ware God toe, word hulle uitgesluit deur hulle familie, sosiale en ekonomiese kringe. Stel jouself voor hoe radikaal is hierdie keuse dan nie om weg te draai nie. Maar daar is ook nie net gevolge vir die wegdraai vanaf die afgode nie, daar is ook gevolge daarvoor om te draai na die lewende en ware God toe. Want nou ontdek hulle 'n nuwe identiteit in God, as 'n geloofsfamilie, 'n klein groepie gelowiges, wat saam met mekaar byeen is. En in 1 Tessalonisense 1 vers 4 lees ons daarvan. Broers, geliefdes van God, ons weet van julle verkiesing. Luister na die aanspreekvorms wat Paulus hier gebruik. Nou, die woord hier in die Grieks om te weet is eidontes. Dit is in die perfectum tydsvorm geskryf. Dit is 'n verlede tydsvorm wat die verlede tyd beskryf, iets wat afgehandel is, maar die effek daarvan duur voort. So Paulus kies om dit in hierdie tydsvorm te skryf, om te sê, ons weet. En hierdie wete is nie net iets van die verlede nie, maar dit hou aan in die toekoms, dat julle is nou broers, julle is geliefdes, en julle is gekies. Nou, ek wil vanaand vir jou vra, oorweeg jou eie geloofsreis. Jy het dalk nie in die stad Thessalonika groot geword, omring met 'n veelheid van afgode nie, maar waarskynlik in 'n ouer huis, waar ouers reeds in Jesus geglo het. Gevolglik, om te kies om in Jesus te glo, sou nie vir jou iets so radikaal gevoel het nie, maar tog is dit 'n groot keuse wat jy moes maak. Om te kan sê, ek glo in Jesus, beteken dat ek en jy dan ook weggedraai het. En dit is waar die woord bekering ons help, om te bekeer, om te draai, om te draai, om weg te draai. Bekering sê, ek draai weg van selfsug af, ek draai weg van sonde af. Ek kom erken dat daar is slegs een wat my kan red. Dit is God die Vader se seun Jesus. So as ek deur geloof aanvaar dat Jesus gesterf het en opgestaan het, kan ek in hom ook 'n nuwe identiteit kry en kan hierdie taal van Paulus ook taal word wat ek kan leen om my nuwe identiteit in God te beskryf. Deur te sê, maar ek is 'n broer, ek is 'n geliefde, ek is 'n verkose. Ek is iemand wat gekies is. Maar as jy vandag terugdink oor jou lewe, dan weet ek en jy dat ergens in die lewe worstel ons ook. En as ek en jy vandag ons eie geloofsreis sou evalueer. Vandag is ek dalk hier, bewus dalk van foute wat ek gemaak het en wonder ek dalk of God my steeds kan lief hê. Vandag is jy dalk hier met seer in jou hart, terwyl jy worstel met onvergifnis teenoor 'n medebroer wat daardie seer jou aangedoen het. Vandag is jy dalk hier wetende dat geld en rykdom eintlik jou God geword het en dat jy nie meer daardie brandende liefde vir God in jou hart het, soos toe jy gekies het om hom te dien nie. Vandag is jy dalk hier doodgewoon oorweldig deur die druk van die lewe om te moet presteer of net doodgewoon kop bo water te hou. Ek is nie seker waarmee jy vanaand worstel op jou geloofsreis nie, maar ek wil vir jou kom herinner aan die godsbeeld wat ons so pas in ons hemelvaart en Pinksteroggenddiens mekaar aan herinner het. En dit is die godsbeeld dat Jesus nie net die gekruisigde en opgestane is nie, maar dat hy aan die regterhand van God sit, dat hy regeer, dat hy steeds in beheer is. En dan, wanneer ek daardie godsbeeld voor oë het, dan is daar 'n bepaalde uitnodiging vir my. 'n Uitnodiging om nie langer maar net 'n gevangene van seer, mislukking, sonde of worsteling te wees nie. Die uitnodiging behels om weer te draai, om te draai
weg van dit af en te sê, maar dit hoef my nie langer te definieer nie, want ek kan dit bring na God toe en sê, Here, hier is ek. Hier is ek, Here. Ek wil my seer nie langer self dra nie. My mislukking nie langer regverdig nie. My sonde nie langer probeer wegsteek nie. Maar ek wil dit na U toe bring en dit kom bely. My seer, my mislukking, my sonde, my worsteling. En sê, Here, kom maak U my verhouding met U weer heel. Ek gee oor. En as ek na God gedraai het, om dit te kom bely, dan beteken dit dat ek nou moet leef soos iemand wat daardie genade ontvang het. Iemand wat weggedraai het. Jy sien, ek en jy kan vanaand steeds kom sê, Here, hier is ek. Here, ek bely. Here, ek draai weg. Want ek draai na U toe. Here, wees my genadig. Mag ek en jy hierdie eerste roetemerker op ons geloofsreis hierdie Pinkster gebruik om miskien weer weg te draai, sodat ons na God toe kan draai en sê, Here, ek wil U kom bely as die enigste lewende en ware God. En ek wil enigiets kom oorgee, ek wil enigiets kom prysgee, wat my verhinder om U met oorgawe alleen te kan dien. Amen.